lam wat vir ons geslag is. 'n Dierprys wat jy vir elkeen van ons kom betaal het. Jy sê dit mooi in die woord, jy het nie gekom na hierdie wêreld, na hierdie aarde om ons te veroordeel nie, maar U het gekom om ons te red. Ek het begeerte vanmôre om weer vir jou te sê dat Jesus Christus het sy lewe gegee sodat hy jou kan red. Jesus Christus het ook na hierdie aarde toe gekom om vir my en jou te verlos van allerlei goed wat ons dalk vashou of terughou. Hy het gekom om die kettinge te breek in jou lewe, dit wat jou vasbind, dit wat jou terughou om te wees waarvoor hy jou geroep het om te wees. En die vyand kom en hy kom beroof ons. Hy kom maak ons vas. En hy weerhou ons om dit te wees en om so te leef soos wat die Here wil hê ons moet leef. Maar dan kan jy nie jou rol vervul nie. Jy as pa, jy as ma, jy as kind, jy as werknemer, jy as werkgewer. Wat hy jou geroep. Hy het jou op die naam geroep. Hy ken jou. En hy droom oor jou. Ek wil graag hê dat jy vanmôre saam met my moet verklaar dat die Here koning van ons lewens is. Jy kan jou sitplek neem as jy wil. Jy kan sit. Ek dink ek gaan nog 'n rukkie besig wees. Jy kan sit. Maar kom ons bly in hierdie stemming en as jy jou oë kan sluit, sluit jou oë. Vanmôre die begeerte, die behoefte om te sê, Here, U is koning van my lewe. Kurios, baas. Ons het die voorreg om vanmôre nagmaal te kan gebruik en miskien sit jy vanmôre hier en jy sê, my prioriteit is nie reg nie. Die Here is nie bo my lys nie. Ek wil jou vanmôre vra, kom ons maak dit reg. Dalk is daar ander goed wat daardie plekke inneem. Miskien wil jy agter my aanbid en sê, Here Jesus, dankie dat U vir my sondes gesterf het. Dankie dat U my skoon was, dat U my reinig, dat U my heilig, tot U eer. En daarom aanvaar ek daardie geskenk wat U vir my gee, die geskenk van genade. Dan 'n tweede prioriteit in ons lewens. Families. Jou man, jou vrou. Hulle wat saam met jou leef. Hulle wat vandag hier saam met jou dalk in die kerk sit. Wanneer laas het jy vir jou vrou gebid? Wanneer laas het jy vir jou man gebid? Vir jou ouers gebid? Vir jou kinders gebid? En vanmôre is ons verteenwoordiging van 'n klomp families wat vanmôre by mekaar is. Here, U ken elke familie vanmôre.
U ken die stikkenheid, U ken die seer. U ken dalk die gebrokenheid wat daarin is. Here, my gebed vanmôre is dat U families sal herstel. Dat U verhoudings weer sal heel maak. Tussen ouers, man en vrou, ouers en kinders, waar daar stikkenheid is, waar daar gebrokenheid is, Here, ons bid vir herstel. Ons bid, Here, dat die families by mekaar sal uitbring. Ons bid, Here, dat U ons families sal beskerm. Die woord sê, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy kyk wie hy kan verslind, wie hy kan vernietig, en so wil hy families vernietig, want dis vir U belangrik. En hy kom in met allerhande goed. Goed wat ons aandag wegvat, goed wat ons besig hou, goed wat ons verslaaf. Ons bid, Here, dat U daardie kettinge sal breek in Jesus naam. Ons vir die eer vanmôre, Here. Miskien daar waar jy sit, net in jou eie woorde, wil jy nie vir die Here sê, Here, dankie vir wie U is in my lewe nie. Here, dankie dat U my verlosser en saligmaker is. En dan in jou eie woorde vir die Here sê, Here, dankie vir my familie. Die kosbare tyd wat ek het saam met hulle. En dat U ons sal seën, en dat U ons sal beskerm. En dat ons sal leef soos wat U graag vir ons moet leef. Die Here wil nie net hê dat ek en jy moet oorleef in ons verhoudings nie. Maar hy wil hê dat ons moet leef. Dat ons die lewe van oorvloed sal geniet. Graag die mense wat help, nou gaan ek dit dalk 'n bietjie mekaar maak vir ons mense wat help in die nagmaal wat ek sal voorberei het. Die Here nie slank na vore toe kom en dat ons net uitdeel maar vir jou in die bank. Hier is glad nie die preektema wanneer God stil is nie. Ek wil graag hierdie oomblik skep en ek voel so in my hart dat ons net so 'n bietjie geleentheid skep waar die Here net in jou spasie kan kom en jou net kan kom bedien. Ons gaan die nagmaal uitdeel. Jy gaan dit so 'n bietjie by jou hou, ons gaan dit saam gebruik. Moet dit asseblief nie nou gebruik nie.
vra of het almal 'n broodjie. Is daar iemand met 'n broodjie daar kort? Jy kan jou hand opsteek. Kelkie. Almal 'n kelkie. Ons is oud en jonk het die voorreg om nagmaal te kan bedien. En ek dink die storie wat nagmaal vir my vertel is dat daar's 'n tweede kans. Amen. Ons 'n tweede kans. En Jesus het gekom om vir ons daardie tweede kans te kom gee. Die tweede kans om vir hom miskien in jou eie spasie te sê, Here, ek is jammer. Miskien sit jy vanmôre hier en jy vroeg met goed wat in jou lewe gebeur het. En elke keer dan dink jy is op pad en dan trek hierdie goeders jou weer terug. En ek wil vanmôre vir jou sê, die Here sê, dis genoeg, dis klaar, dis verby. Trek jy streep. Ek het jou vergewe. Dis ook my woord sê, en hy gebruik woorde soos, kom, laat ons die saak nou met mekaar uitmaak. Nou, nie môre nie. Nie eendag nie, nou. Soos die Here op die voorpunt van sy stoel sit om te sê, jy moet daai keuse maak. Jy moet vrykom. Ek het jou al lankal vrygespreek, maar jy moet vrykom. Jy moet loskom. Jesus sit saam met sy disippels. En hy stel die nagmaal in en die brood kom verby en my eerste gedagte nou was gewees, die broodjies is groot, maar dis reg, want weet jy, hulle het 'n brood gehad wat hulle gebreek het. Hulle het meer as een kou gegee van daai stuk brood wat hulle gekry het. En die Here kom en hy sê, neem hierdie brood, gebruik dit. Hy sê, dis my liggaam wat vir julle gebreek gaan word. En hy gaan verder aan die beker, en hy neem die beker, en hy sê, neem, drink, dis my bloed wat vir julle gaan vloei. En hy sê die woorde, hy sê, so dikwels as julle by mekaar kom, doen dit tot my nagedagtenis, want weet jy hoekom, wat ek en jy moet herinner word, dit wat Jesus vir ons kom doen het. Partykeer met die nagmaaltafel vir ons die woord genade skree om te sê, sien raak, wat ek vir jou kom doen het. Ons doen dit nie net uit gewoonte nie, maar elke keer spreek dit van dit wat plaasgevind het, spreek dit van die boodskap vir vandag, dat God is liefde. Liefde bedek, liefde herstel, en ek kom doen dit vir jou. Nie om te oorleef nie, maar om te leef in die oorvloed wat hy vir jou en my bestem het. Miskien sit jy langs jou vrou, verloofde, mense vir wie jy omgee, vir wie jy lief is. En ek wil vandag vir jou sê dat Christus is die gom van ons verhoudings. As Christus nie deel van ons verhoudings is en van ons menswees is nie, dan val ons uit mekaar uit. En dan vernietig ons mekaar. Maar vanmôre verklaar ek en jy as 'n gelowige, Here, U is die gom. U is die senter van ons lewens. En vanmôre eer ons U, nie net as individue nie, maar as 'n familie, dat ons vir U lief is. En ons erken dat U vir ons sondes aan die kruis kom sterf. En daar waar jy sit, wie nie jou oë sluit, miskien die mense, ek weet nie hoe ek kan doen nie, maar miskien moet jy hierdie broodjie neem en net vir iemand in jou familie dit net gee. Ruil hom net uit. En sê vir hom, langs jou, sy liggaam is vir jou, vir ons gebreek. Kom ons doen dit saam. En dan kan jy hom eet.
Neem die kelkie wat jy het. En ruil hom ook uit. En sê vir wie ook al jy hom voorgee, dis Jesus se bloed wat vir ons gevloei het, tot die reiniging van ons sondes en ons ongeregtighede. Deur sy bloed het hy ons kom skoon was. Jy sien maar, wanneer God na ons kyk, dan kyk hy deur die bril van Jesus Christus na my en jou. Hy sien die bloed raak, die bloed wat vir ons sondes gesterf het. Vat jou gedagtes terug na die Ou Testament, toe hulle uit Egipte met die pla, en toe die opdrag gekom, slag die lam, vat sy bloed en smeer dit in die deurkusyne, maar dan sal jy lewe. So kom hy en hy gee lewe vir ons, deur sy bloed, wat vir ons gevloei het. So met Here. Dankie vir lewe. Dankie vir geleenthede, vir voorregte wat ons het. Ek het hierdie diens nie so beplan nie, maar ons is nog nie klaar nie. Ek wil graag hê ons moet hierdie stemming behou, en ek wil vra dat Jandra en Azani na vore kom. En dis vandag hulle eerste huweliksherdenking. Hulle kan 'n hande klap, ons mag daar in die kerk ook hande klap. En ons wil vir julle sê baie geluk, en dis julle voorreg om op 'n Sondag hierdie dag te kan vier. Want hiermee saam gaan iets lekkers en 'n lekker ete. Ons doen dit omdat families vir ons belangrik is. Ons doen dit om saam te celebrate dat die Here hulle 'n jaar gespaar het. En ons bid dat die Here julle sal seën, en ook vir dit wat kom, want hulle is nie net meer 2 nie. So met die tweede huweliksherdenking staan hier, is hier 3 asems wat hier sal staan. En ons bid dat die Here julle sal seën, en dat julle sy liefde sal ervaar, en sy goedheid en sy guns en sy beskerming. En kom ons bid saam. Here, dankie vir Azani en vir Jandrey. En ons bid vanmôre, Here, dat julle sal seën. Ons bid dat julle sal beskerm. Ons bid, Here, dat julle veilig sal vashou in u hand. Mag hulle weet, Here, dat u loop vooruit. U is saam met hulle. En al is daar kronkels in die pad, al is daar slaggate en moeilike tye, dankie dat u daar is, dat u by ons is. En mag hulle weet, Here, dat niks en niemand hulle ooit uit u hand uit sal ruk nie. Mag hulle elke dag die goedheid en die guns beleef. En ook vir Azani en swangerskap, Here, dat u haar sal seën, en dat dit sal goed gaan. Dankie vir die voorreg wat ons het, om te kan weet, u het ons lief, en ons eer u daarvoor. Amen. Ek gaan iets doen wat ons nog nie voorheen gedoen het nie, maar ek wil jou tog uitnooi. En ek wil vra dat ons die diens gaan afsluit in hierdie stemming. En ek wil vir jou uitnooi. As jy as 'n gesin die begeerte het
dat iemand net saam met julle moet bid. Moet bid vir die Here se seën en sy beskerming. Of miskien 'n uitkoms waarvoor julle saam bid. Dan wil ek die geleentheid skep om dit wel te doen. So, wanneer ek die seën uitspreek, dan wil ek tog vra, ons hou die atmosfeer, ons hou asseblief so die ligte so gedim, dat indien jy graag wil huis toe gaan, is jy welkom. As jy 'n koffie wil gaan drink, is jy welkom. Dat jy net die kerkgebou sal verlaat. En as jy voel jy ons moet vir jou as gesin bid, wil ek hê jy moet vorentoe kom. Ek is jammer as jy nou meer verwag het, maar dis vandag se erediens. En ek wil vra dat jy saam met my sal staan. En ek gaan die seën van die Here uitspreek. Mag jy vanmôre God se goedheid en sy guns en sy seën oor jou lewe ervaar. Mag jy vanmôre ervaar dat jy 'n rol om te speel. Jy het 'n rol om te vervul. Of dit is as man of vrou, as kind, as werkgewer, as werknemer. Hy het jou daar geplaas om 'n verskil te maak. Hy het jou daar geplaas om die sout en om die lig vir hierdie wêreld te wees. Wanneer jy uit hierdie deure uitstap, mag jy sy lig wees. Mag jy die sout wees waarvoor hy jou geskep het. Ons eer hier daarvoor in Jesus naam. Ons almal sê amen. Ek vra pastore, selleiers, omgegroep leiers, voorbidders, dat julle asseblief daar agterbly en sal help. Mag die Here jou ryklik seën. I'm living in hope.